Daar's hy. Goeiemôre. Gaan dit goed? Ons loof die Here want hy is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Ons is besig om te praat oor die koninkryk van God. En ons weet, ons het gesê dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. As jy die drie dinge het, dink ek nie jy kort te veel nie. Ons weet liefde is die nommer 1 ding. Maar wanneer jy die geregtigheid van God verstaan en wat hy gedoen het om jou en my te regverdig, en ons het vrede in ons hart, 'n vrede wat die wêreld nie kan wegvat of omkrap nie. 'n Vrede wat regeer in jou hart. Die Bybel praat van 'n vrede wat regeer in jou hart. En dan ons het blydskap in die Heilige Gees. Die blydskap in die Here, sê die woord van ons, is ons beskutting. En ons gaan oor blydskap praat. Ons is besig om te praat oor vrede. Ons het geregtigheid gedoen, ons is nou besig om te praat oor die vrede van God. En ons is besig om te kyk uit Rigter 6 uit na die verhaal van Gideon. En wat gebeur het, en vir die wat nie saam met ons was nie, wat nou vergeet het, ek het al 2 weke terug. Dit is al 'n lang tyd wat ons kan vergeet. Maar Gideon, hulle is besig om weg te kry vir die Midianiete. Die Midianiete is besig om Israel te verwoes. Elke keer wat Israel plant en die oes is reg, dan kom die Midianiete en hulle vat alles. Hulle vat die beeste, die skape, alles wat beskikbaar is, vat hulle. En Israel maak grotte en kanale en slote om weg te kruip, dat wanneer die Midianiete kom en hulle goed vat, dan kan Israel regtig niks doen nie. En ons vind dat die engel van die Here, ons sien dat die Israeliete roep uit na God toe. Hulle het God verlaat. En dis hoekom hulle self vind in die posisie wat hulle is. En hulle roep uit na God, en God stuur 'n profeet, en die profeet sê vir hulle, onthou julle nie hoe ek julle vaders uit Egipte uitgebring het, hoe ek dit gedoen, maar julle het my verlaat. Die keuse is altyd, dit gebeur hier, ons het God verlaat. Hulle het God verlaat. Hulle het vergeet van dit wat hy gedoen het. En baie keer vir onsself is dit maklik om te vergeet. Maar God hoor hulle, en hy stuur die engel van die Here, hoofletter engel, stuur hy, en hy ontmoet vir Gideon, waar hy besig is om weg te kry. En hy's besig om 'n bietjie koring bymekaar te maak, wat hy 10 to 1 gesteel het, of weggesteek het is die regte woord. En hy's besig om daar te werk, en die engel van die Here verskyn aan hom, en sê, ek is met jou, o dapper held. Nou ons weet, dis nie hoe jy voel nie, dis nie wie jy dink jy is nie, want jy's besig om weg te kry. Jy's bang, jy's skrikkerig. En natuurlik draai jy om en jy gaan sê, hallo, het jy die regte persoon? Praat jy met die regte persoon? Dis ek met wie jy praat. Want ons weet, ons God roep altyd die dinge, die einde van die begin. Hy sien nie soos ons sien nie. Prys die naam van die Here, dat hy sien nie soos jy sien nie. Baie keer kom ons met filters en allerlei dinge wat mense oor ons gespreek het, wat mense van ons gesê het, en ons dink dis wie ons is. Ek wil hê jy moet my vanmôre weer baie duidelik en mooi hoor. Dit is nie wie jy is nie. Jy is gees. Jy is 'n nuwe skepping. God het binne in jou kom bly. Jy is nou die tempel van God, en die Heilige Gees bly in jou. Hy het hom saam met jou gees gesmeld, en jy het 'n nuwe skepping geword. Die probleem wat ek en jy het, is in ons siel, in ons emosies, in ons gedagtes. En dis waar die Bybel vir my en vir jou sê, ons kan nie aan die wêreld gelykvormig word nie. Jy kan nie lewe en doen wat hulle doen nie. Jy moet verander word deur die vernuwing van jou gemoed, deur anders te dink. God doen nie daai werk vir jou nie. Dis iets wat ek en jy doen. Daarom sê die Bybel, trek die ou mens uit en beklee jou met die nuwe mens. Beklee jou, jy doen dit. Wanneer jy die wapenrusting van God aantrek, raai wie trek dit aan? Jy doen dit. Dis as baie dinge wat God vir jou instruksie gee, dit is wat jy doen. As jy jou deel doen, dan doen ek my deel. En ons moet dit verstaan. Maar ons vind Gideon sê vir die Here, as jy is wat met my praat, waar is die wonderwerke wat ons vaders ons van vertel het? Hoe jy hulle uit Egipte uitgebring het, waar is al dit?
En die Here draai om en sê vir Gideon, hy draai om en hy kyk vir Gideon en hy sê vir hom, gaan in hierdie mag van jou. Wat 'n mag? Die feit dat jy onthou het wat ek kan doen en ek is bereid om dit weer te doen. Ek het na jou toe gekom want ek is bereid dit wat ek voorheen gedoen het, sê die Here, is ek in staat om weer te doen en ek is bereid om dit nou te doen, want ek het opgedaag in jou omstandigheid. En ons sien Gideon weet nie regtig wat om te doen nie. Hy weet nie wat om te doen nie. En hy sê daar vir die Here, hy sê okay, as dit U is, wag vir my hier, laat ek my offerande bring. En hy gaan en hy maak 'n lammetjie gaar en 'n broodjie en 'n sousie en hy bring dit uit van die engel van die Here en die engel van die Here steek die staf uit en hy raak dit aan en die vuur absorb daai hele ding. Ek en jy het nodig om ons gawes of ons offerande, ons lewe weer te bring by God die Heilige Gees, dat die vuur van God se Gees my en jou aan die brand kan steek met hierdie nuwe lewe wat ons het in Christus Jesus. Ek en jy, toe Johannes die Doper op die aarde loop, toe sê hy sê hy wat ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, hy gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek en jy moet weer daai vuur in ons binneste kry, waar die Gees van die Here, die lewende Gees, die lewe wat Jesus sê jy en ek gaan hê in Johannes 10:10. Ek het gekom dat jy lewe en die lewe in hoeveel? So bietjie. So nee, hoe lyk God se oorvloed? Oorvloed dat jy so energie vir die lewe het. Nie vir goed nie, vriend. Hy sê nie dat jy goed in oorvloed kan hê nie. Hy sê dat jy die lewe in oorvloed kan hê. Dan maak nie saak wat die omstandighede sê of die buitekant sê nie. Binne in my is opstandingslewe. En die vuur van God se Heilige Gees moet my en jou weer aan die brand steek. En ons sien die Here doen dit vir Gideon. Hy steek en dan sê Gideon, ek weet nie wat hier aangaan nie. En God sê stuur ek jou nie. Hoekom is jy skrikkerig? Ek is die een wat jou stuur. Ek is die een wat saam met jou gaan. En Gideon besef, dis die Here wat met hom praat. En hy noem die Here Jehovah Shalom, die God van vrede. Die eerste plek in die Bybel waar God hom openbaar aan Gideon as die God van vrede en vir my en vir jou. Want ek wil vir jou sê, want Gideon gaan nou in 'n oorlog ingaan. En baie keer sal jy dink wat ek nodig het is krag, wat ek nodig het is wysheid, wat ek nodig het is nie, wat jy nodig het is vrede. Dat wanneer jy in die omstandighede ingaan en alles is om jou omstuimig, selfs as Jesus in die boot, alles is omstuimig, hulle is bang hulle gaan verdrink, hulle is bang hulle gaan hulle lewe verloor. Jesus is besig om te slaap. Dis hoe ek en jy moet wees. Wanneer almal onstuimig is en de mekaar is en nie weet wat om te doen nie, dan is daar bonatuurlike vrede aan die binnekant van jou en vir my. Ek prys die Here vir sy getrouheid. Die wonderwerke wat die Here besig is om te doen, is amazing. Ek wonderlike testimony gekry hierdie week weer van hierdie vrede. Iemand wat my boodskapies in die oggend luister, baie keer voel jy, ek wonder of die boodskapies ooit 'n verskil maak. Maar dan kom 'n getuienis deur en sê, weet jy wat? Ek wil net vir jou die en die sê. Ek wil vir jou sê wat die Here vandag vir my gedoen het. Want hy is die God van vrede. Hy wil homself openbaar as dit waarvoor ons praat. So hy openbaar homself as Gideon, as vrede. En nou gaan ons die storie optel. Dit was die inleiding. So ek sê vir Elsie vanmôre, ek sal moet druk. Ek sal moet druk om deur te kom. Ek wil graag die boodskap klaarmaak vanoggend. So ek wil hê jy moet saam met my lees as jy kan, as jy wil, as jy 'n Bybel het, as jy nie het nie, luister maar wat ek sê, glo wat ek sê. Ons lees uit Rigters 6 en ons het opgetel waar God homself aan Gideon openbaar het as die God van vrede. En ek wil net die plek kry waar ek gaan wees. Dit staan vandag, God van vrede. En ons het gesien hoe Gideon toe gegaan het en die Baal afgekap het en die boomstampe afgekap het. En ons het gepraat, ek en jy moet seker maak, daar's nie ander gode in jou lewe nie. Maak seker God is nommer 1. Klink hard. Sport is nie nommer 1 nie. Jou werk is nie nommer 1 nie. Jou familie, raai wat, is nie nommer 1 nie. God is nommer 1. Moenie
ander gode hê nie. Hy sê vir ons, as God vir jou iets gaan doen, maak seker hy's nommer 1. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge, jou familie, jou alles wat jy nodig het, gaan vir jou bygevoeg word. OK, vers 33. Toe het al die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste aan mekaar gesluit en deurgetrek en in die laagte van Jesrael laarop geslaap. Net 'n idee vir hoeveel is hulle? Hulle is 135.000 in 'n laar wat by mekaar gekom het. En die gees van die Here het Gideon vervul. Dis iets wat ek en jy moet nodig hê. Jy word nie een keer met die Heilige Gees gevul nie. Jy moet gedurig met die Heilige Gees vervul word. Daagliks word vervul met God die Heilige Gees. Want wanneer 135.000 opdaag by jou voordeur en jy weet nie wat om te doen nie, gaan ek vir jou sê wat het jy nodig? Jy het die Gees van God nodig. Jy het die Gees van God nodig. Die Gees wat in staat is om te doen. Die Gees van die Here het Gideon vervul en hy het op die ramshoring geblaas en die Abissiete is agter hom aangeroep. Daar's iets omtrent die ramshoring. Daar's iets omtrent wanneer jy loof en prys, wanneer die vyand opgestaan is, hy staan al voor jou, jy weet nie wat om te doen nie, die Gees van die Here vervul jou en jy blaas op die ramshoring. Jy roep uit, loof die Here o my siel. Alles wat in my is, loof sy heilige naam. Kyk die menigte, maar hulle is klein vir die God wat ek dien. Ook het hy boodskappers gestuur in die hele Manasse, hierdie is die stamme van Israel, en die is ook agter hom aan opgeroep. Ook het hy boodskappers gestuur in Asser en Sebulon en Naftali en hulle het opgetrek, hulle tegemoet. Toe het Gideon met die Here gespreek. Is baie maklik om krities te wees van Gideon. En te sê, die Here het nou aan jou verskyn, die Here het jou offer aangevaar, die Here het gesê, nog steeds soek hy 'n teken, nog steeds soek ek en jy altyd 'n teken, ag Here, hoe weet ek? Hoe weet ek? Toe het Gideon met God gespreek, as u werklik deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het, ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê, as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos, soos u gespreek het. En dit was so. Toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgering en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kom vol water. Toe het Gideon met God gespreek, laat die toorn nie teen my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer weer spreek. Laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem, laat dit op die vlies alleen droog wees, terwyl daar op die grond oral dou is. En die Here het daardie nag so gedoen. Op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond was daar dou. Het enige iemand ooit 'n vlies uitgesit? Here, as u dit doen, weet ek dat dit. As u dit sal doen, weet ek dat dit. Want ons soek 'n teken. Baie keer is ons so minderwaardig in ons gees, want ons spandeer nie genoeg tyd in die gees om te weet wie ons regtig is nie. Wat God sê van jou en van my nie. Dat ons terugval op die ou ek, die ou self, die ou ego, die selfmens. En ons probeer daaruit sin maak. En ons probeer daaruit 'n teken soek. Toe ek hierdie gedeelte lees, dink ek, Here, wat was die teken? Wat is die teken vir ons dat u met ons is? Wat is die teken vir my vandag dat u besig is om voor ons uit te trek? Dat u die vyand in ons hand wil gee, dat u die vyand voor my wil verwoes. En die woord staan by my uit, hierdie vlies, 'n wolvlies. En is asof die gees van die Here in my lewend maak. Wat is my seun? Wat word hy genoem? Toe hy geslag was, wat word hy genoem? Wat het Johannes hom genoem toe hy daar loop? Kyk, die lam van God,
Wat het 'n lam? Hy het 'n wol vlees. God sê vir my en vir jou vandag, wat se meer vlees het jy nodig? Toe hy op die kruis was. En al die water in sy liggaam is en hulle spies en drink dat die water uithardloop. Toe al die bloed vloei, toe die trane vloei op hom en alles om hom droog was. Het almal gedink, dis die einde van ons, dis die einde van die wêreld, dis die einde van God se heerskappy. Maar wat het gebeur toe hy uitgedroog was? Wat gebeur toe hy leeg is? Wat het gebeur toe hy dood was? Daai water, daai bloed het na my toe gekom, na die buitekant van die vlies toe. Daar waar ek en jy gestaan het die bloed van Jesus jou ontmoet. Daar waar ek en jy gestaan het die water, die strome van lewende water, wat uit jou binneste uitborrel. Daai stroom van lewende water het my en jou ontmoet buitekant die vlies. Wat se vlies wil jy nog hê vandag? Wat wil jy nog voor God sê? Ag, as U. Hy sê dan vir my en vir jou. Ek het my eie seun teruggehou nie. Ek het hom vir jou oorgelewer. Hoekom sal ek nie nou saam met hom ook vir jou alle ander dinge skenk nie? Romeine 8:31-32. Hoekom sal ek nie? Ag Here, as U net vir my 'n teken gee. Wat meer teken wil jy hê as die kruisdood van Jesus Christus, die opstanding van daai God, en jy saam met hom gekruisig en jy saam met hom opgestaan? Wat is ons verskoning om nog so mismoedig te wees en nog so bekommerd te wees oor 'n wêreld wat ons weet verlore gaan? Ons weet wat die einde is, maar God sê, in die middel van dit, laat jou lig skyn. In die middel van dit, wees die sout van die aarde. In die middel van dit, maak 'n verskil in jou wêreld. Gideon het sy teken gekry. Ons lees hoofstuk 7. Daarna het Jerubbaal, dit is Gideon, sy nuwe naam, en al sy manskappe by wat hy was vroeg klaar gemaak en hulle het laar opgeslaan by die fontein Harod. Terwyl die laar van die Midianiete ten noorde van hom was, van die heuwel More af in die dal. Toe sê die Here vir Gideon: die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in julle hande te gee. Anders kan Israel hom teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Die manskappe wat saam met jou is te veel vir my om hierdie wonderwerk te doen. Want jy gaan sê, ek het dit gedoen. O, mag die Here ons help. Dat ons nie sy eer vat nie. Mag die Here ons almal help. Dat ons sê by my hand nie. Elke asem wat jy inasem is hy. Ek moet nie vergeet nie. Mag ons nie vergeet nie. Elke asem wat jy inasem is hy. Word deur hom gegee. Hy sê vir Gideon, julle is te veel. Kan jy nou dink, daar's 120.000, 130.000 manskappe om jou. En hier het jy jou klomp mense by mekaar en God sê, nee, te veel. Roep dan nou tog uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe. Dis altyd die eerste ding wat God ontslaaf van moet raak. Is vrees. As jy bang is, moenie gaan nie. Hulle wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdraai van die gebergte van Gilead af. Toe het daar van die manskappe 22.000 omgedraai en 10.000 het oorgebly. 2/3 was bang. Dis nie ongewoon nie. Dis nie. In 'n wêreld daar buite is almal bang. Die kinders van die Here, ons weet waar ons anker vir ons siel is. Ons raak nie sommer bang nie. Word nie sommer bang nie. Teendeel, mag die Here ons help, ons word nie bang nie. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So nou het ons 10.000 teen 135.000. So jy het 12-10-1, 13-1. Hoe sal jy jy staan hier en bring 13 ander mense en sê, okay, jy teen hulle, kom ons kyk hoe gaan jy. Is okay, ek gaan moet werk hierso. Ek gaan iets nodig hê, die Here gaan moet iets doen. Baie keer is net die vyand, 'n klein vyandjie kom op van beproewing, 'n klein vyandjie van bekommernis. Moet nie vergeet van die nie.
Moenie nie vergeet jy moet dit doen nie. Jy vrees en jy bewe. Ek moet nie vergeet nie. Praat met almal. Onthou my om te onthou. Dis nie eens 12 teen 1 nie, dis 'n half teen 1 en ons is bang en ons bewe. Here sê vir hulle, gaan weg. Kom ons kyk en 10,000 bly oor. Daarom sê die Here vir Gideon, die manskappe is nog te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek daar vir jou uitsoek en van wie ek kan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek kan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie. Hy bring toe die manskappe af na die water. Die lewende water, die water van God, die Heilige Gees. In jou binneste. Toe Jesus daai vrou by daai put ontmoet. Hierdie water wat ek jou gaan gee. Hierdie water wat ek jou gee. Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon, elkeen wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan en elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, aan 'n kant. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe was 300 man. En al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink. Toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos. Wat van die 9,700? Kan ons nie hulle gebruik nie. Deur die 300 gaan ek die 135,000 verwoes. Nou staan jy 1 en 120 teen jou. Net sodat God kan sê, ek het jou verlos. Vriend, moenie bang wees nie. Moenie bekommerd raak as hulle 120 teen 1 is nie. Moenie bekommerd raak as die omstandighede lyk of dit gaan oorweldig nie. Praat met die storm, staan op in die krag van die Here. En sê, God het gesê, hy is met my. God het my genoem 'n dapper held. God het my offerande aanvaar. God het gesê, hy stuur my. God is die God van vrede in my hart. Hy is die een wat regeer. Waarom sal ek bang wees? Hoekom sal ek bewe? Hoekom sal ek skrikkerig wees? Wat is 120 teen 1? Ek sê vir jou, met jou en jou God is jy meer as 'n oorwinnaar. Met my God doen ek wat? Ek spring oor 'n muur. Al val 1000 aan my kant en 10,000 aan my ander kant. Na my toe, sal ek nie kom nie. Dan is 'n vrede wat in my heers. Die God van vrede heers in my hart. Die God van vrede is in beheer. Die God van vrede sê vir my, dit wat jy sien, ek kan doen ver bo wat jy sien, of wat jy vra, of wat jy verwag. Kom my kind, lig jou gemoed, lig jou hoop, met die 300. Sien, terwyl jy gaan buk in die modder op jou knieë, en jy water drink so, is jy in gevaar. Jy kan nie opkyk nie. Jy is al wat jy oor bekommerd, al wat jy sien is die water. Al wat jou knie vassit is die modder. Hoe gaan jy ooit, as die vyand jou daar aanval, is jy verby? Maar as jy iemand is wat so gaan staan, en die water vat, en het opbring, en jy is besig om te kyk, en jy is besig om die lewende water te drink, maak nie saak wat die vyand sê nie, maak nie saak wat die vyand kom, jy sien hom, jy weet hy's op pad, maar jy weet, my God het my voorberei, my God is in my God is in staat om hierdie vyand plat te druk. Laas keer toe ons gepraat het ek met u begin praat oor die 1%. Dis wat dit gevat het. 1%. Hy het met 30,000 begin. Op die einde hoeveel het hy oor? 300. 1%. Die 1%ers. Hulle wat bereid is om te doen wanneer niemand anders nie, wat almal bang is en almal bewe en almal loop weg en almal kyk nie en niemand is op waag nie en niemand is besig om te bid nie, dan is daar 'n 1% mense wat sal opstaan en sê, hierdie is my seisoen, hierdie is my tyd, hierdie is my oomblik. Ek is gemaak vir hierdie oomblik. Ek is gemaak vir hierdie dag. En vriend, vanmôre is jy miskien iemand ver voel. Waarvan praat hy? Ek is lankal in my huisie. Ek is lankal in my tent. En ek wil vanmôre dit vir jou sê. Hierdie 1%ers is nie vir almal. Nie almal in hierdie gebou het dieselfde roeping nie. Nie almal het dieselfde passie nie. Nie almal brand met die vuur van God die Heilige Gees om 'n verskil te maak in hulle wêreld nie. Dawid het 300 magtige manne gehad.
waarmee koninkryke oorwin het. Op die einde van die dag, toe sê hulle vir hom, wat van die mense wat agtergebly het? Hulle kan nie deel in dit. Ons het die harde werk gedoen. Dawid sê asseblief, hulle het net soveel gedoen as wat jy. Ons gaan sien aan die einde van die storie, en ek kan dit nie vir julle lees nie, gaan lees Rigters 7, Rigters 8. Aan die einde van die dag, wanneer Gideon en sy 300 manne die vyand agterna sit, en die vyand is besig om te vlug, en hulle hardloop agter hulle aan, kry Gideon, soos hy verbygaan, roep hy die Manassas, roep hy die wat in die tente was, roep hy die wat bang was, en sê, kom agter my aan, kom ons vat die vyand, kom daar's oorwinning vir jou ook. So daar's geen oordeel of kritisie vir jou wat miskien sê, ek is nie 'n 1%er nie, ek is maar net een, ek doen my ding, ek dien die Here, ek is heel gemaklik. Die Here seën u, ek bid vir u, dat God u sal gebruik waar ook al, hoe ook al. Daar's nie 'n manier hoe ek vandag vir jou kan sê, ek is meer belangrik as jy in die koninkryk van God. Mag die Here my help. Want hy sê vir my, moenie jy eendag sê, ek het nie die oor nodig nie, ek het nie die groot toon nodig nie, ek het nie die klein toon nodig nie. Almal speel 'n rol, almal het 'n rol, maar vanmôre praat ek met die 1%ers. Hulle wat opgestaan het, wat nie bang is nie, hulle wat sê, ek gaan 'n verskil maak. Hulle wat sê, ek gaan 'n verskil maak in my familie, ek gaan 'n verskil maak in my stad, ek gaan 'n verskil maak in my nasie, ek gaan 'n verskil maak daar waar ek is, gaan die koninkryk van God om manifesteer deur my, want ek is 'n 1%er. Ek is een van daai wat gaan bid wanneer niemand anders wil bid nie. Ek is een van daai wat die Here gaan soek en my woord gaan lees en die woord gaan bely, die woord gaan uitspreek, wanneer niemand anders, want almal te lei is, en dit is nie 'n kritisie nie. Ek hoor jy ook hoor my hart vanmôre. God soek die 1%ers. In die tyd waarin ons lewe, soek God 1%ers. Hulle wat sê, dit begin by my. Begin nie by die volgende pastoor, die volgende en wie leer wat nie. Dit begin by my. Dit begin hier. Hierdie vuur en hierdie verandering begin hier. Kan nie ergens anders begin nie, vriend. Ek kan nie inspireer. Ek kan nie motiveer. Maar dit begin hier. Dit begin by jou. Jy wat sê, genoeg weggehardloop, genoeg weggekruip, genoeg verwoesting, genoeg die vyand doen net wat hy wil, genoeg ons staan maar net, genoeg ons gaan maar elke Sondag kerk toe en hoop te gaan beter, genoeg. Ek is die een wat gaan opstaan en 'n verskil gaan maak. Ek is die een wat gaan bid. Ek is die een wat gaan sê, want almal sê, kom ons doen nie, kom ons gaan doen nie, kom ons relax 'n bietjie. Is ek die een wat sê, weet jy wat, nie vandag vir my nie. Vandag vir my druk ek aan die Here in. Vandag bid ek vir iemand. Vandag maak ek 'n verskil in iemand se lewe. Weet hierdie roeping, hierdie 1% roeping waarvan ek praat. As jy dit nie het nie, het jy dit nie. Maar as jy dit het, dan jy begin brand aan die binnekant. Nou, soos ek met jou praat, jy weet, is iets meer vir my. Jy weet, ek is ver onder waar ek moet wees. Jy weet dit, jy kan dit voel. Ek weet, ek ken God die Heilige Gees. Ek wandel met hom. Ek loop met hom elke dag. Ek ken hom. Ek weet wanneer hy begin in mense werk. Ek weet wanneer hy begin hier binne. Is nie hier nie. Hierso gaan jy dit nie verstaan nie. Maar hier binnekant is daar butterflies. Op die oomblik begin daar ietsie draai binne. Want nou weet jy, ek praat met jou en jy kan nie wegkom nie. Jy kan nie wegkom nie, jy kan nie wegkruip nie. Want God het iets in jou gesit vir hierdie oomblikke, vir hierdie tyd. En hy roep die 1%ers. En hy sê, hou op met jou gemoun, hou op met jou gegroun, hou op wat vir my sê wat ek nie gedoen het nie, hou op vir my sê ek kan nie meer nie, hou op vir tekens vra en begin lewe in die oorwinningskrag van my seun Jesus Christus aan die binnekant van jou en wees die oorwinnaar wat ek jou geroep het om te wees. Begin 'n verskil maak in jou wêreld. Hoe maak jy 'n verskil as jy net soos hulle lyk en net soos hulle praat? Maak ons 'n verskil. Wees bly. Sê vir my, daar's iemand nog, daar's nog eenetjie, wat daar. Wat nog sê, luister, Here, wat jy gee ons pak slaap, maar is okay. Ons vat dit, ons is so kinders,
Dis nie pakslaan. Dis uitnodiging. Vriende, die Here vat ons in 'n tyd en soos hierdie wêreld, luister vir my, nog nie gesien het. Vir julle wat dink en vir hulle wat dink die wonderwerk is verby, ek wil vir jou sê, you are in for a rude awakening. Vir hulle wat sê God gaan nie meer nie, God gaan nie meer nie, dit is klaar met die disippels, dit klaar met die, ek het nuus vir jou. Jy's te laat om my te sê. Dit het klaar begin gebeur. My God is besig om wonders te doen. Nie hier nie. Daar buite. Daar buite. Hy's besig om mense se lewens te verander deur sy krag wat in my is en wat deur my begin vloei. Want ek het gesê 1% Here. Ek sê ja. Ek sê ja, gebruik my. Hoe dit lyk, ek weet nie. Hoe dit gaan werk, ek weet nie. Maar ek sê ja. Ek sê ja. Geen meer verskonings nie. Geen meer redes hoekom ek nie kan nie. Geen meer, maar hulle het die en hulle het daai en daai een het dit gesê en daai een dit. Regtig, word groot. Skud die rabbies af. Staan in die roeping. Hierdie manne gaan. Hulle is nog steeds onseker. God stuur vir Gideon en die 300 manne. Hy sê, Gideon, as jy bang is. Gideon was nog steeds, na al die tekens. Nog steeds bang. God sê, gaan af, vat hierdie ander ou saam met jou, gaan af na die Midianiete kamp toe. Gaan luister iets, gaan luister wat sê hulle. Hulle gaan af na die kamp toe. En die een Midianiet sê vir die ander Midianiet, ek het gisterand 'n droom gehad. En hy sê, wat het jy gedroom? Hy sê 'n garsbroodjie, harde garsbroodjie. Wanneer jy hoor brood, dink jy net altyd as jy die woord brood hoor, as jy die woord water hoor, dit beteken iets. In die Bybel, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Wanneer jy brood sien, dan weet jy dit verteenwoordig die woord van God. Hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek word, brood, liggaam, brood, lewe. Ek het 'n garsbroodjie in die kamp sien inrol en uit die tente plat gedruk en alles verwoes. Wanneer die woord van God en jy is gestuur uit jou mond uit begin kom, vriend, dan begin dit die vyand platdruk. Maar die woord van God moet uit jou mond uitkom. Jy moet begin praat. Jy moet begin verklaar. Ek hoor dit en ek weet mense dit misbruik. Jy's een van daai proclaim it and claim it en jap, ek is presies dit. Ek verklaar die woord van God. Ek glo dit gaan gebeur en ek ontvang dit. As jy my dit wil noem, 100%. Te min sê wat God se woord sê. Te veel sê wat die omstandighede sê en almal sê. Dis tyd vir jou om te sê wat God sê. En die een ou sê vir die ander so, wat dink jy beteken dit? Hy sê hierdie is niks anders nie. Hier is niks anders nie as Gideon. Gideon en sy laar. Hulle gaan ons kom verwoes. Nou, na alles wat gebeur het, nou begin Gideon. Maar miskien gaan die Here dit doen. En hy gaan weg. En hy vat sy 300 manne en hy deel hulle op in 100. Sê, gaan jy daai kant toe. Elkeen vat 'n vlam. Wanneer jy vuur sien, wanneer jy vlam sien, God se Heilige Gees krag. En elke een vat 'n kruik. Die kruik verteenwoordig ek en jy, jou en my lewe. Sit die vlam binne in die kruik. En die ander ding wat sê jy dink gaan jy vat? Jy gaan aanval, nee. Ons gaan nou beklei. Almal gaan dink swaar. Nee. Swaar. Vat 'n ramshoor. Gaan ek hulle doodblaas? Gaan ek hulle Jy sien, ons weet nie hoe hy gaan werk nie. Ons weet nie hoe hy dit gaan doen nie, maar ek kan jou dit beloof, dis nie hoe jy dink nie.
Al wat moet gebeur is daar's gehoorsaamheid in wat hy vir jou sê. Vat die vlam, sit dit in die kruik en 'n ramshoring. En wanneer jy by die vyand aankom, dan breek jy die kruik. Dit wat jy is, dit wat jy verteenwoordig, dit wie jy dink jy is, breek dit en laat die vlam van God uitskyn. Laat die vuur van God uitgaan. Laat die vuur van God oorvat. En dan vat jy jou ramshoring en jy blaas op daai ramshoring. Jy begin die Here prys en jy begin die Here loof en jy begin huppel en jy begin dans. Ons sing in die boekies. Ek klap my hande, ek loof, ek jubel voor U, ek dans voor U aangesig. Die psalms een op die ander. O Here, ek wil uit my vel uit klim. Ek is so opgewonde oor U. Mag die hele aarde U roem. Mag die hele aarde U loof. En dan kom ons by mekaar en as ek so skrikkerig of wat broer Pietie sê en broer Sissie sê, luister vir my, dis tyd wat sê God se gees in jou, laat die gees van God aan jou binnekant warm word en wakker word en jou omkeer en die kruik breek, laat die vlam van die Heilige Gees begin skyn en dan begin jy die Here loof en prys en wat gebeur toe? Wat doen die Midianiete? Hulle dink, dis 'n goeie plan, kom ons maak mekaar dood. 120.000 sterf daai dag. En hoe lank vat dit om 120.000 mense met swaar te vat? En al wat jy doen is jy hou 'n fakkel en jy en die vyand is besig om homself te verwoes. 1%. 1%. In die middel van die vuur. Daar was 3 manne wat in 'n vuur gegooi was. Weet wat? Ons weet nie of ons God ons gaan uithelp nie. As hy ons nie uithelp nie, hy is nog steeds God. So maak jou 'n vuurtjie warm. Ek sal hom 7 keer warmer maak. Sodat die mense wat jou in die vuur gooi, hulle verbrand. Ja, dis okay. Gooi ons in. Want as 'n 4de man in die vuur. Wanneer die vyand dink hy het jou in 'n hoek, vriend. Wanneer die omstandighede jou so druk, jy weet nie wat om te doen nie. Wil ek vir jou sê vanmôre, daar's 1%ers wat vir jou bid. Daar's 1%ers, hierdie 1%ers staan vir jou in elke week, elke dag. Ek sal die Here oor jou familie roep, ek sal die Here oor jou huisgesin roep, maar ek gaan nie bystaan en kyk hoe die vyand, my familie, hierdie is my familie, julle is my familie, hoe daai vyand my familie verwoes nie. Vanmôre kan jy huis toe gaan, jy kan in jou tentjie sit, jy kan doen net wat jy wil. Dit maak nie in my saak nie, maar dit sê ek nou vir jou. Hierdie ouetjie is die 1%er wat vir jou gaan staan. En ek gaan vir jou staan tot die oorwinning in jou lewe kom. Want ons weier om te verloor. En wanneer ek die vlam van God se Heilige Gees vat en die kruik is gebreek en die vlam begin skyn in die krag van God die Heilige Gees en ek blaas die ramshoring oor jou lewe en oor my familie en oor my vyande en dan kom die Here en hy doen staan stil en kyk die verlossing van jou God. Ek is klaar, Elsie. Enigste vraag wat ek jou vra vandag, is jy 1%? En vriend, as jy vandag vir my sê, weet jy Johan, ek is een van die 32.000. Ek was nie bang nie, ek was bereid om te kom, maar dit is miskien te veel vir my. Dit wat jy van my op hierdie oomblik vra, is nie die seisoen wat ek dit kan gee nie. Dit is nie die seisoen wat ek dit kan offer nie. Ek gaan nog steeds bid, ek gaan nog steeds my ding doen. Maar vanmôre is daar 'n roeping vir die 1%ers wat sê, dit wat ek tot nou toe gedoen het, beteken niks, is niks, dis niks. Ons gaan op. God is in staat. God is bereid. Hierdie boodskap was oor vrede. Hierdie boodskap het begin oor die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Dis oor vrede. Maar God die Heilige Gees, soos ek die woord begin lees het begin met my praat oor hierdie seisoen en gesê dis tyd vir die kinders van God om wakker te word uit wake up out of your slumber en begin wees dit wat hy wil hê jy moet wees. Maar hou op verskonings maar. Hoekom ons nie kan oorwin nie, vriend? Ons het klaar oorwin. Ons kom van 'n plek van oorwinning af.
Ons kom van 'n plek waar ons regeer saam met hom op hierdie aarde. Ons kan nie meer bekostig om te sê nie, hoe gaan dit met jou? Wel, onder die omstandighede. Onder wat? Ja, maar weet, onder die omstandighede. Wat soek jy onder die omstandighede? Ernstig, wat soek jy daar? Ja, maar jy verstaan nou nie wat ek deurgaan. Ek verstaan, jy is besig om jou eie ego self te lewe. En my klomp verskonings te gee, hoekom jy nie kan oorwin nie, en hoekom die omstandighede nie gaan verander nie. En terwyl jy so dink en so voel, raai wat? Jy gaan kry net wat jy dink en wat jy voel. God gaan nie bonatuurlik kom en sê, ag weet jy wat, ek kry al so jammer nie. Hy mou nou al heel week nie. Wees nou al 3 maande wat hy kla oor dieselfde probleem. Jy weet wat, hy maak my moeg, ek gaan dit maar net vir hom gee nie. Dit gebeur nie so nie, vriend. Dit gebeur nie so nie. Luister vir my, dit gebeur nie so nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hulle wat na hom toe kom, moet glo dat hy is, en hy is 'n beloner vir hulle wat hom soek. Vir hulle wat relax en net wag tot hy na hulle toe kom. Nee, dis nie wat dit sê nie. Vir hulle wat hom soek. Soek God, en jy sal hom vind. Nee, loop rond in die park en doen jou ding, en dan jy skielik, raai wat is God. Soek hom. Met wat? Met jou hele hart. Met alles wat in jou is. Soek hom. En wanneer jy hom vind, en jy ontmoet hom aangesig tot aangesig, en die God van vrede kom bly in jou hart, en kom regeer in jou hart, dan word jy 1% en dan sê jy, raai, steek my aan die brand, laat my gaan. Waar is die volgende geveg? Waar is die volgende oorlog? Mense raak bewerig. Moet nie die vyand uitnooi nie. Ek hoef hom nie uit te nooi, vriend. Regtig, ek hoef hom nie uit te nooi nie. Hy kom net om te steel en te slag en te verwoes. Hy het geen ander agenda nie. Dis die enigste rede. Hy kom nie by my en sê, Johan, weet jy wat, ek gaan hom 'n week 'n breek gee. Inteendeel, elke keer wat ek so 'n boodskap preek, raai wat gebeur? It intensifies. Jy dink dit kan nie erger word nie, maar dit intensifies, die storm word groter. En dan begin ek eers jubel, dan begin ek eers juig. Here, nou weet ek, groter gaan die oorwinning wees. Ek gaan nie kan sê ek het dit by my eie hand gedoen nie. Ek gaan een van daai wees wat sê, kyk wat het die Here gedoen. Kom staan met ons. U alleen is God. Maar U het vir ons gesê, alle autoriteit gee ek aan jou. U het vir ons gesê, ek gee aan julle die sleutels van die koninkryk. En wat ook al jy oopsluit, sal oopgesluit wees. Wat ook al jy toesluit, sal toegesluit wees. U het gesê, dat alles wat julle in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. U het gesê, dat die bloed van Jesus, u seun, kom en reinig en was ons van alle ongeregtigheid. Vanmôre staan ons voor u en ons vra, Gees van die lewende God, vat die bloed van Jesus en kom reinig ons van kop tot tone. Kom was ons vanmôre van ons ongeloof. Kom was ons vanmôre van ons bekommernis. Kom was ons vanmôre van elke plaag, elke sonde wat ons vashou en wat ons bind om ons te keer om te wees alles wat God wil hê ons moet wees. Vanmôre kom deur u wonderlike krag en kom was ons. Kom was ons. Ons bely vanmôre ons ongeloof. Ons bely vanmôre ons sonde. Ons staan voor u, ons buig voor u en ons sê, Here, vergewe ons. Kom doen dit wat u voorheen gedoen het. Kom weer in die krag. Kom weer in die sterkte. Kom werk weer deur ons. Kom raak ons met u vuur, u Heilige Gees vuur. Kom steek ons aan die brand, Here. Kom maak dat ons 'n verskil kan maak in die wêreld daar buite. Ons wil nie net kan loop en sê, ek is 'n Christen nie. Ek wil 'n verskil maak, Here, dat waar ek loop, weet mense,
ek is 'n kind van God, want iets het gebeur. Die atmosfeer het begin verander, die omstandighede het begin verander, die dinge het begin, daar het vrede gekom, waar daar onmin was, Vader, waar daar rusie was, waar daar twis was, kom daar vrede waar ek beweeg, want God is in ons, en hierdie God van vrede regeer in ons harte. Ek wil vanmôre bid vir elke een, vir die 1%ers, vir hulle wat vandag 'n besluit maak en sê, en vriend, jy voel dat ek het laasweek hierdie besluit geneem. Ek het 2 weke terug 'n besluit geneem. Maar ek voel nog steeds jouself, nog niks het verander nie. Ek voel nie 'n verandering nie. Ek wil vandag hê jy met jou hart oopmaak vir God die Heilige Gees. En hierdie is 'n ware, dis van die hart af. Nie in die kop nie. As jy vanmôre vir God sê, gebruik my. As jy vir God sê, wees alles wat U wil hê in my lewe wil wees. Dan wil ek hê, maak jou hart oop vanmôre. Hierdie is jou oomblik. 30 sekondes. En hierdie oomblik in tyd kan jou lewe verander. Maak jou hart oop vir hom, die God, die Heilige Gees. En laat hom jou vul. Laat hom jou kom vervul. Laat hom jou kom in die brand steek. En vir hulle wat die besluit neem, ek beloof vir jou, van hierdie oomblik af gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Jy gaan kan neerskryf, dis die oomblik wat my lewe verander het. God die Heilige Gees, Gees van die lewende God, kom raak elke persoon wat die besluit neem. Vir die res van ons familie, ons is familie. Ons is een huisgesin. Ons weet families, hoe families lyk. Hulle stry, hulle beklei, hulle stem nie altyd saam nie, maar hulle bly familie. Hulle is my familie voor my Vader. Ek bid die seën oor hulle toe. Ek beloof, ek sal vir hulle in die weg staan. Hierdie week oor elke lewe, oor elke gesin. Ons sal intree, ons sal bid. Dat God sy plan en sy doel in hulle lewe sal bereik. Mag U naam verheerlik word. In en deur ons in die wonderlike naam van Jesus.